Goeiemôre almal, baie welkom by vandag se diens. Ons is net 'n paar mense, maar dit gaan baie geseën gaan. Ek hoop so, ons bid so. Ek net geopen met gebed. Of nee, wag, kom ek lees eers die afkondigings. Daar's vanmiddag weer 3 uur woordskool. Die wat wil kom bywoon asseblief, dit is geseën, dis regtig ons leer baie en ons is nou besig met die vrug van bekering. So dit is baie interessant die dinge wat mens leer. Mens leer eintlik maar elke dag iets nuuts. So elke keer as ons kom dan hoor ons iets nuuts wat ons dalk nie geweet het nie. So die wat wil bywoon, julle is meer as welkom 3 uur. Volgende Sondag na die diens is daar 'n doopdiens. So ek weet nou nie of mense nog steeds hulle name kan opgee of is dit nou. So as daar enigiemand is wat nog wil hulle naam opgee om te gedoop te word, julle is meer as welkom. Dit sal dan nou na die diens wees by Olie en Angelica hulle se huis. En dan die Vrouedag, ek klink nou as 'n plaat wat net aangaan, maar die Vrouedag, die wat nog nie kaartjies het, asseblief, julle is meer as welkom, die kaartjies is by my. Julle kan julle kaartjies vat en dit so lank bespreek en dan kan julle dit later aan betaal. Ons wil net die kaartjies uitkry dat ons kan weet vir hoeveel om reg te maak. Dis eintlik maar al waaroor dit vir ons gaan is want ons koop nou die goedjies aan so stelselmatig sodat ons net weet op hoeveel ons moet voorberei. So as julle nie nou dit betaal nie, julle is meer as welkom om dit later te betaal, maar solank ons net kan sien ons maak reg vir 30 of 40 of 50. Amen. Sluit die oë. Dierbare Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan wees, Here. Dankie dat U in ons midde is vanmôre, Here. Here, ons vra dat U die diens sal oorneem vanmôre, Here, dat U ons gedagtes sal vasvang, Here, dat dit nie gefokus sal wees op ander dinge nie, Here, maar dit sal gefokus wees op dit wat U vir ons vanmôre wil doen, Here. Dit wat U vanmôre vir ons wil gee, Here. Ons maak ons harte oop, Here, en ons maak dat die woord wat U vir ons gaan gee, Here, en dit wat ons gaan neem van die sang en musiek, Here, dat dit ons sal voed vir die week wat voor lê, Here. Gaan asseblief saam met elke persoon wat hier vanmôre hier is, Here. Seën hulle ook, Here. Hou hulle onder die bloed, Here. Daar waar hulle dalk ry, Here, waar hulle weg was vir die lang vakansie, Here, bring hulle asseblief veilig terug huis toe, Here. Gaan asseblief nou saam met die diens, Here. Ons laat dit in U wil oor. In Jesus naam. Amen. Kom ons opstaan, ons gaan Here loop en prys. Op dit ook daar ek weer gesê, sing met alles wat jy het in jou hart. Moenie met mompolie, sing uit, dat die Here geseën sal word. En hy is geseën. Amen. Hy is ons koning, sê amen. Amen. Ja, hy is. En jy moet leer om jou hande te klap, sê amen. Amen. Wie sê hy naam, jou hande gaan jy seën kry. Amen. So ons maklike liedjies kies, sodat ons kan die Here loof en prys en gees in die waarheid. Amen. Daar is krag voor die waarheid. Daar
Holy Ghost of power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive.
Lord. We worship you, Lord. You are mighty in the midst of us, Lord. It is you, Lord. It is you who we worship, Jesus. Our God, our King, our deliverer, our healer. Ons sê dankie daarvoor, Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja. U mag U se plek in U dankie. Halleluja, halleluja. U is 'n magtige God. U is die een wat tussen ons en in ons is, Here. Ons bid in Jesus naam vir die salwing van die Heilige Gees om te beweeg van sitplek tot sitplek vanmôre. Om elke een in te bring by die woord vanmôre, Here, dat hulle sal sien wat U sê is die waarheid en wat mense sê is 'n leuen. Maar ons kom na U toe vanmôre, ons bid dit in Jesus naam. Ons bid in Jesus naam. Amen. Amen. Dit is altyd goed om by die huis van die Here te wees, sê amen. Amen. Dit is altyd goed, kan jy my hoor daar agter hê. OK. So kom, ek het gesê ons gaan praat oor die verskillende kerke wat op die aarde is vandag. Maar voordat kom ons sê bid vir die woord, Here, dat die woord sal suiwer wees en kragtadig sal wees in Jesus naam. Ons bid dat mense sal verander word deur die verklaringe wat U maak in hierdie woord. Dat mense sal vernuwe word en sien dat U by God is God alleen. En Jesus is ons antwoorde wat ons nodig het vanmôre. Amen. Jesus gee ons baie waarskuwings in die woord oor die tyd wat ons nou in leef. Hy bring ons by die plek waar ons moet begin waaksaam wees en begin kyk by die woord bly en nie dinge wat aangaan in die wêreld. Hy kom en hy sê hierdie woorde. En ons praat altyd van die 7 kerke, maar ons praat nie van die laaste kerk wat ons in is op die oomblik. Hy sê in Openbaring van Johannes 3 vers 15 tot 17 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm nie. Hy sê die woorde vir 'n rede. Was jy tog koud of warm, maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Dit is kragwoorde hierdie. Hy praat met die bruid. Hy praat met hierdie bruid wat voor ons sit. En hierdie waarskuwing gaan ek nou vir jou gee omrede voor ons aangaan met die volgende bedeling van die kerk, die eerste kerk wat ek van praat vanmôre, wil ek vir jou seken van God. Dit is 'n waarskuwing gegee deur die Here Jesus Christus vir sy bruid. Die almal is sy bruid nie. Die wat die woord en sy wil en sy bediening en sy lewe inbring waar hy moet wees vir Christus Jesus is die bruid. Die kerk is vol mense. Hulle sit daar. Maar net van hulle is heeltemal uitverkoop aan Christus Jesus. Maar hy sê hierso dat jy moet oppas dat jy nie koud of jy lou is. Nou, lou mens is 'n mens wat nie eintlik omgee nie op die omstandighede van die kerk waar hulle in is. En die eerste kerk wat ek wil praat, is die kerk van lou mense. En hierdie lou mense, in hierdie kerk, aanvaar die sonde in hulle kerk. Hulle aanvaar die dinge, die nuwe dinge wat net so inpop,
wat nie eintlik skriftuurlik is, bring hulle in hulle kerk, om die kerk vol te maak. Hulle bring in, hulle laat toe. En ek wil net vir jou sê wat gebeur in die kerk waar ek in was een keer. Ons het 'n voorsanger gehad wat voorgestaan het. En sy het 'n see-through dress gehad. En die ou agter wat basgitaar op die gitaar gespeel het, kon nie konsentreer op die woorde en op die dinge wat voor hom is, sodat hy het alles gesien wat hy nie moes sien. En dit is wat een van die kerke vandag doen. Hulle gee nie om kom jy kerk toe nie. Hulle gee nie om hoe staan jy in die kerk nie. Hulle het dit so afgewater, dat manne het nie meer probleme met 'n ander vrou te lol nie. Dat vrouens het nie meer probleme met 'n ander man te lol nie. En dit is die kerk wat ons sien vandag. En hulle kom met valse leerlinge. Hulle bring dit in die kerk in, opdat dit met hulle pas. Dit met hulle sien pas. Dit met hulle leefstyl pas. Jy weet, daar sal hulle sê, wat voels van enige vrede is by mekaar altyd. En dis die waarheid. Mense gaan nie na die kerk toe wat die woord van God preek meer nie, want hulle wil nie hoor dat hulle houding moet verander. Kom ek sê hoe serieus is dit? Hierdie is baie belangrik. As jy nie verander in 'n diens nie, en jy kom in 'n diens in, en jy loop so uit, want jy weet, jy's lou. Jy's lou, omrede dat jy nie jou hart opgemaak het nie. Jou gesindheid was nie reg nie. Jy was nie ingeskakel in by die Heilige Gees nie. Wil jy nie pastoor Blamie wat hier so staan en preek nie? Dis 'n individuele saak hierdie, wanneer jy in die huis van die Here kom. Hy sien jou soos jy is. Hy sê in die woorde in Spreuke 14 vers 12, maar daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Nou God kom en praat oor dit. Dit lyk reg vir jou, dat die manne hulle kop teen die muur slaan. Die wêreld doen dit. Dit het gekom van die wêreld af. Ja. Hulle kyk na die manne wat daar al hulle goed op die vloer gooi. En hulle hardloop vorentoe. En die emosie in die lug is alles ingestel vir hierdie dinge wat moet plaasvind vir hulle. Hulle is nie daar om die evangelie te preek nie. Hulle is daar vir 'n good feeling. Jy het 'n good feeling gekry. And I feel so good. That is not Christ, man. Jesus changes lives. Bekering het te doen met verandering in jou lewe. Die pad wat jy moet stap, moet jy oploop. Hierdie mense nie. Moet dit nie praat. Dat sy, en ek was in 'n gemeente ook, waar die jong meisiekinders ingekom het. En ons musiek was so rof, dat die jong mense, en dan buig hulle vorentoe, dan sit die ouens, staan die ouens agter hulle, en kyk daar by hulle agteruit af. Toe gaan sê ek vir die vrouens, luister man, het jy gesien wat gebeur? Volgende week, toe hemde was so lang. Jy sien die dinge sê, ons kan dit nie toelaat. Ons kan nie toelaat, dat in hierdie huis van die Here, hierdie dinge kan gebeur. In alle huise, hulle gaan daar, maar dit is lekker. Dit is lekker om nie daar te wees. Die atmosfeer, die musiek, alles skakel in by die ding wat daar gebeur in daai gemeente. In een kerk in Amerika, hierdie ouens is so nie lekker nie in hulle brein nie. Hulle gaan, nou ek wil net sê, dis die ouens wat nie worry eintlik oor die woord nie, hulle wil hulle eie dinge doen.
Hulle gaan na die grafte toe van William Branham en al die groot manne van God. En hulle gooi hulle doek daarop en dan lê hulle op die graf om die krag uit daai ou in hulle te sit. This is a good feeling church. It does that. It does that. Hulle betaal die pastoor miljoene rande wat hulle wil in sy goeie boekies wees. Wat hulle wil hê. Hy moet sê, ag, het so rand. En daar is een ou sê wat dit doen. I'm tired of letting people be broken down. I want to give them a good feeling. But you don't talk about just, I know, but I just want to tell them that there is a good way of doing things. Dis nie die weg nie. Geen bediening van Christus was hierdie good feeling church. Hy het altyd die bil by die horings aangevat. Vandag as jy die bil by die horings aanvat, dan loop hulle. Hulle spyt nie God, hulle spyt hulle self. En dit is wat die ding is vandag. Ons leef in die tyd. Ons leef in hierdie tyd waar hierdie dinge wegbreek van die ware bruid van Christus, sodat ons kan heilig bly. Ons moet heilig bly, amen. Ons, jy kind van God, moet weet wat jy sê, moet ingelyn wees met die woord van God. Hierdie mense doen dit nie. Hulle preek nie Jesus Christus nie. Hulle preek nie oor die bloed van die lam nie. Hulle preek nie oor die kruisiging nie. Hulle preek nie oor die opstanding nie. Hulle preek nie oor die gees van God nie in die kerk nie. Hulle preek niks van dit nie. Hulle sê a good feeling ministry, sodat jy kan goed voel in die kerk. Dis hoekom die Fariseërs Jesus altyd aangevat het. Hulle het nie goed gevoel nie. Hy het die woord gepreek. Hulle het nie goed gevoel die stories en toe het geweet wat met hom gebeur. Opraat, omdat hulle nie goed gevoel. So dit kom nie van nou nie. Hierdie kom al die jare, maar dit is nou waar ons in is, in hierdie tydstip van die dispensasie van die koms en die wegrapping is nou, dis besig om plaas te vind. Dinge is besig om plaas, kerke is besig om uit mekaar te skeer vandag, omrede van hulle wil die good feeling hê, die ander sê nie, ons soek die Heilige Gees. En dis waar die skering in hierdie good feeling church inkom. Dit is altyd leierskap. Jezebel gees is die een wat daar regeer, nie Jesus. Die Jezebel gees werk in man en in vrou. Daar is 'n ou pastoor wat ons gemeentes was. Hy was 75 jaar oud, 78 jaar oud. En toe die Jezebel gees in daai kerk ingekom, toe sê hy moet nou sommer dit daar geloop. Vandag is die laaste dag. Hierso loop hy nou. En toe gaan hy dood, net daar op daai kerkraad vergaan. Ek wil vir jou sê, 'n Jezebel gees is in hierdie good feeling church. En ook in die ander kerk word. In hierdie kerk kan 'n Jezebel gees sit, maar ek sal dit aanvat. Omdat op die einde van die tyd, hierdie is die werk van die Here Jesus Christus en nie die mense. Hier is ook 'n skrif, al baie skrifte wat ek gesê. Matteus 15 vers 9 sê: "Maar te vergeefs vee hulle my deur die lering te leer van gebooie van mense." Is wat gebooie van mense is. Te vergeefs. En dit is wat gebeur dan. Jy skielik kry jy verskillende bedieninge wat daar iewers skielik oppop. Hulle leer om in taal te praat. Hulle leer om te dans vir die Here. Hulle leer om al die dinge te doen vir die mense, sodat dit die gevoel wat hulle het kan behartig word. Hierdie gevoel wat hulle het kan verander word. En sê, oh, I had such a good time. It's exciting
As jy by 'n rugby game sit, nee, en daar is 70.000 mense daar, dan is daar almal so, dan kry jy hoele vleis. Dis nie die gees van God daai, dit is 'n demoniese gees. En dis wat gebeur in die kerk vandag. En ons kan niks oor die saak sê nie, omdat dit is die eindtye se dinge. Hierdie is die, al is jy koud, of warm, maar as jy lou is, sal ek jou uitspuug uit my mond uit. Hierdie kerk gaan so wees. Hy gaan julle uitspuug. As jy koud is, en warm is daar nog kans. Want die volgende skrif sê, kom koop, ek raai julle aan, kom koop by my. Salf, witkleur, kom koop by my. Want die ou wat lou is die een wat uitgespoeg word. En hierdie kerk, daar moet 'n lou gees wees. Want mense wil goed voel vir hulle self. Hulle kom, en ek weet jy, ek is nie 'n ou vir kleding, regtig. Ek like, wat trek nie tot dendelijk aan, ek wil nie deel jou sien nie. Ek wil nie hierdie goed sien nie, maar wat ek wil sien, is iemand wat uitkom, wat respect het vir die huis en vir die krag van die Here Jesus Christus. Dit wat ek is. Dis, hoekom die kerk lou is, omdat hulle, dit is die eerste ding wat gegaan het, is dit. Hulle betaal vir die aandag wat hulle kry in hierdie kerk. Hulle betaal. Die ou betaal duisende rande elke maand, net dat hy kan goed voel. Pastoor, raak my niet aan, hy betaal duisende rande om sy sondes te laat vergewe in hierdie kerke, die goedvoel kerk. Hy gaan in 'n hokkie en vertel al sy sondes vir die man wat aan die kant jou draad wegsit. Hy vertel hom alles. Dan sê hy daai ou vir hom, luister hierso, jy moet vir een maand sonder vleis gaan, dan is jou sondes vergewe. Dis die goedvoel kerk. Het is die lou kerk, waar mense hande klap en spring en skree, maar, ek sê nie dit verkeerd nie, maar hulle gesindheid is nie waar dit moet wees. En deur hierdie dinge is die kerk besig om te krimp. Deur hierdie dinge wat gebeur, because the feeling is great. Kom ek ietsie sê vandag, broers en susters. Wanneer die Heilige Gees met jou deel, sal jy dit weet. En wanneer die Heilige Gees met jou praat, moet jy gehoor gee aan wat hy sê, nie wat jy dink. Wanneer die Heilige Gees vir jou vernuwe, moet jy in die nuwe pad loop, want daar is 'n rede daarvoor. Jy sien, dis die ding wat hulle nie het nie. Ek onthou toe ek nou 'n jong man was nie. Toe die kerk ons nog hoede gedra, onthou jy daai jare? Sanet, party kerke doen dit nog steeds. Maar die ding is dit, hulle het ook nie nailpolish gedra nie, hulle het die lipstippie gedra nie, en die een van hierdie dinge gedoen nie, omrede daai was wette in die kerk wat gesê jy mag dit nie doen. Ek is vrygekoop, losgemaak van die wet. Ek wil die Here dien volgens sy wil en sy woord in my lewe. So ons het baie verander. Maar die verandering moes gestop het by 'n punt waar dit net nie. Nou gaan jy kerk toe. En jy sien nou, Adriaan loop daar in en hy's mooi, halleluja. En Sunny loop daar in en wow. Dit is nie die plek waar jy moet wees nie, as jy sê,
jy is 'n kind van God. Ek in die kerk gesit, in die volle vir die kerk gesit. Ek en my vrou. Kom eens, jong meisiekind, hy sit voor my, hy sê, maak haar handsak op en sy haal haar barbecue stel. Terwyl die pastoor praat en preek en aangaan, dit is die goed voel kerk. Want jy kan doen net wat jy wil. Jy kan sê net wat jy wil. Jy kan maak soos jy wil. Jy kan aantrek soos jy wil. En die pastoor sê, ag nee, it's okay my broer, okay my suster, ek aanvaar dit, ek is seker, die Here sal ook sy wees genade vir jou wat aanvaar. Maar die probleem is dit. Matteus 23, waar die Here die Fariseërs aanvat. Sê jy leer hulle die wet van Moses wat julle doen nie. Jy leer hulle op dinge te doen, te gee, maar jy gee nie. En daarom was hulle so kwaad vir hom. En as hy vandag gelewe het, sou hy hierdie probleem gehad het, ook vandag nog, met die mense wat dink, hulle is slimmer dan die Gees van God en die Here Jesus. Dit is hartseer. Want jy kyk na mense wat net die naam van Jesus gebruik om hulle kerk te laat groei. Die naam van Jesus daar en niks hoor jy van Jesus in die dienste nie. En ek kan 'n paar kerke noem. Hulle glo dat Jesus is die seun van God. Hulle glo hy is 'n profeet, maar hulle gebruik sy naam. Daar's 'n ander een wat scientific is. Hulle gebruik sy naam, maar hulle doen niks volgens wat die woord eintlik sê. Hulle gebruik 'n skrif hier, 'n skrif daar. Dis soos die mense met hulle eie teologie. Hulle gebruik 'n skrif hierso, 'n skrif daarso. Wat dit laat by in my teologie en die manier wat ek wil wees, laat dit by daarin loop. Moet nie daai een sê nie, moet nie hierdie nee. Ons is verby daar. Nee. Jy sien, dit is die ding van die goed voel kerk. Dis 'n kerk wat jy kry. Hy sê in Jesaja 5 vers 20 sê, wie hulle wat sleg goed doen en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En dit is besig om te gebeur. Al die dinge wat reg is nou nie reg. Al die dinge wat verkeerd was, is nou reg. En dis waar ons is. Ons leef in hierdie tyd waar die kerke hierdie dinge aanvat. Maar hier kom die woord en sê, moenie hierdie dinge, ja, jy moenie hierdie dinge doen. Wie hulle? God se woord is ewig. As hy sê wie hulle, is dit so. Hulle sal weet. Hulle sal weet, wat hulle voor die Here staan, sal hulle weet, hulle het die pad gestap van die goedvoel kerk. Hoe hulle kerk, kyk mooi daai ding. Dis die kerk van die prosperity leer aankleed. Matteus 6 vers 19 sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar dan mot en roes verdeel, en waar diewe inbreek en steel. Hierdie skrif wil die mense nie dit sien. Jy sien, die prosperity teachers, what's reaping in Afrikaans? Hulle stroop die mense. Hulle bring hulle in met 'n waanindruk van seën. Nou seën kom van God alleen. Maar hulle seën kom van, as jy 'n miljoen rand gee, gaan die Here vir jou 10 miljoen rand teruggee. Maar van daai 10 miljoen rand gaan natuurlik na die pastoor toe van die gemeente. So hy kry 5 miljoen rand en hy gee die Here die werk van die Here die ander 5. Dis wat hulle doen. Daarom lees jy van baie mense oor see in Suid-Afrika ook.
waar hulle die mense melk om geld uit hulle te kry. If you pay 1,000 rand in today, here, I guarantee you, here's my bank account, that God will bless you. En baie mense sit daar gebroke, finansies het hulle nie. Baie mense het niks. Hulle maak dit net elke maand. Hulle kom deur net elke maand. En dan sê die ou daar wat daar sit, daar's 'n swarter daar by my gewerk het. He says, I'm in big trouble, pastor. I said, oh, there was a prophet there by our church. And he said to us, if we give him 20,000 and each one, there will be a blessing upon our lives. So I went and I made a loan of 20,000 rand, and I brought it and I gave it to him, and nothing has happened. It's been a year. You see, dit wat gebeur met hierdie tipe mense. Maar die ou wat dit kry, voel vere vir jou. Hy voel vere. Die pastoor wat hier so staan, voel vir julle. Maar daar ou voel nie vir julle. Dit so lank hy sy quota maak sê van 2 miljoen per diens. Is hy happy? Want maar halfte van daai gaan na hom toe. You see, dis die ding van die Prosperity Kerk. Hulle trek die ryk mense in, maar hulle wil ryker word. Die ryk mense kom in, maar hulle wil ryker word. Maar dit gaan nie oor die prosperity van wat hulle praat. Christus se prosperity het iets anders. Christus se prosperity bring 'n vernuwing in jou lewe, financiële blessing. Nie die blessing, I don't want 1 million, Lord, I want 10 million. Lord, I don't want 10 million, I want 100 million. Wat kan jy met 100 miljoen dan doen? Dat hierdie kerk moet mense hierdie pad stap. Ek weet die ou wat musiek speel kry 'n vet salaris. As hy in die wêreld was, hy nie daai salaris gekry wat hy nou in die kerk het. Die voorsangers kry. Dit is al wat hulle doen. Maar hulle saai net so hard in hierdie, ek sal sê, besigheid. Wat hier is ons mense vandag. In ons kerk, wat ek weet sukkel. Maar daar, en jy weet die snaakse ding, is dit van hulle kerk en die Goedvoel kerk is omtrent dieselfde. Die Goedvoel kerk sal laat toe dat die dinge van God geskenk sal word. Ander woorde, die manne wat die manne like, en die vrouens wat die vrouens like, sal daar wees. Hierdie kerk ook, dit so wat hulle gee, hulle kan maar daar sit, so right. Gee, en hy gee vir sy reg om in daai kerk eintlik te wees. Daar's 'n kerk hier so in Pretoria Oos, aan die ander kant. Jy kan nie by die deur inloop nie, jy moet bespreek. Jy moet bespreek om by daai kerk te wees. Ander woorde, hoeveel sitplekke gaan jy vat? 4. O, sorry, ons het nie meer genoeg nie, jy kan nie kom nie. Waar kry jy dit? Dit is die Prosperity Kerk. Hulle gryp aan geld. Die pastore maak seker dat hy kan 2 of 3 jets koop. Sy mansion is groter dan die hele plek waar ons in is. Sy een kamer is so groot soos hierdie plek. Ek wil vir jou sê, kind van God, God slaap nie. God slaap nie. God slaap nie. Matteus 7 vers 16 sê, maar hulle vrug, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Dan sê hy, 'n mens pluk mos nie druiwe by dorings en vye by dussels. So jy moet by daai punt kom om hierdie onderskeiding te maak.
gaan hier so aan. Ons was in Bloemfontein, waar ons na 'n kerk toe gegaan het. 95% of daai diens het gegaan oor geld. 95% van daai diens, 95% het gegaan oor geld. Ons het dit nodig, ons het met 100.000 iets op kry, ons het 500.000 rand iets op kry. Die woord was op teen 3 minute, maar die reste het gegaan oor geld. Dit is nie wat die woord van God sê nie. Want dit is die Prosperity Kerk wat ons het op die aarde vandag. Ja, dit groot kerke. Ja, dit honderde, duisende mense wat inkom. Ja, hulle gee. Ja, hulle saai. Maar die gesindheid is nie daar. Die gesindheid om te gee, om terug te kry, moet nie daar wees. God sal bepaal wat 'n seëning jy moet kry. As jy na hierdie huis insaai, sal God bepaal vir jou. Jy kon dood gewees het, maar jy lewe nog. Al eet jy brood. Ek kan nie die brood bedien. Die suster vra vir haar, jy moet op 'n diet gaan. Wat eet jy? Sy sê brood en brood en brood. Hy sê te laat, sy sê kan nie wees, sy sê yes. We eat bread, bread en bread. Maar dit is nie die punt nie. Vir my die punt is, dat God is goed vir my, met my gesondheid, met haar gesondheid, met ons klere, wat ons ook al het, is hy goed vir ons. Vir my is dit 'n seën. Baie mense sit met vet geld in die bank, hulle sê nie is die Here nie. Hulle lieg vir die Here. Jy kan nie dit doen nie, man. Hoe kan jy dit doen, binne God wat alles sien? Daar's niks wat voor hom nie verskyn nie. Alles verskyn voor hom. Wanneer jy alleen is, sien God jou hart en jou gesindheid. Malagi 3:5 sê, en ek sal tot julle nade om strafgerig te hou. En dan as jy dit verder lees, sê jy sien. As jy nie by daai punt is in jou lewe, dat jy God nie vrees nie, dan het jy 'n probleem. As jy nie daai vrees het, wanneer die heilige God in jou kamer inkom, wat jy op jou knieë buig, dat jy is besig met iemand wat so kan maak en jy is nie meer daar nie. Wat so kan maak en die aarde is nie meer daar. Wat so kan maak en die hemel is nie meer daar. Ons praat nie van iemand anders nou, ons praat van die lewendige God. Ons praat van Jesus Christus, wat net so kan maak en het was so, kan so gewees het. Maar hy het die pad geloop. En omdat hy die pad geloop het, is ek vry en jy is vry. Maar met ons vryheid beteken nie, dat ons kan sê en doen net wat ons wil nie. Ons moet inkom by sy wil in ons lewens. U het die lewe van God nodig in jou lewe, sodat hy kan jou lei in die pad wat jy moet wees. Sê amen. Nou dit is die Prosperity Kerk. Hier sê in Korintiërs 6 vers 9 tot 10 sê, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En wat is onregverdig? In hierdie kerk is al baie dinge wat onregverdig is. Hulle het die geld nodig. Hulle jaag na geld. Hulle jaag na posisie. Hulle jaag na herkenning.
Hulle jaag om mense te wys hulle groot massiewe huise en die karre wat hulle ry. Dis wat hulle doen. Elke keer, oh, John, you see, John's got a brand new McLaren that he rode in today. Did you see that? Oh, it looks good. I think I was by myself one. Dis wat hulle daar jaag in hierdie kerk. Hulle kom nie by die punt waar jy hoor die naam van Jesus. Nou gaan ons praat oor die bruid van Christus. Filippense 2 vers 5 tot 8 sê, want hierdie gesindheid moet julle in julle hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wat 'n gesindheid, iemand sê vir my eendag, ons moet die gesindheid hê. Wat 'n gesindheid praat jy van, broer? Alles het nie lekker gegaan nie. Die God wat verkeerd is, verklaar jy is verkeerd. Wat soek jy daar dan? As dit so is met jou lewe? Wat 'n gesindheid is dit wat jy het daar? Ja, die gesindheid om mense te aanvaar en dit te vergewe. Jesus het ook nie baie mense aanvaar nie. Dis kom, hulle wil hom dood hê. Omdat hy nie toegelaat nie, dat hulle die naam van God, die Vader, skenk. Hy het nie toegelaat nie, dat hulle teen die woord wat hy verklaar het in die openbaar, in die Ou Testamentiese tyd, in die openbaring van die Ou Testament, hy het nie toegelaat nie, dat hulle daarin twist om hulle te pas nie. Dis die goed voel kerk. Hy het dit aangevat, en direct aangevat. Baie mense sê, jy weet, baie mense gaan nie na die klein kerke toe, omdat hulle praat dit. Omrede, ons wil praat oor bekering. Ons wil praat oor vernuwing in jou lewe. Ons wil praat oor die blessing van God, vergifnis waar hy jou vergewe het. Ons wil preek van die bloed van die lam. Ons wil preek, daar is vernuwing deur die Heilige Gees. Ons wil die woord onderhou, soos Christus dit gedoen. Hy het dit gedoen. Het jy het geweet hy het dit gedoen. Hy het gepraat van vergifnis. Hy het gepraat van genesing. Hy het gepraat van voorsiening. Hy het gepraat dat u, kind van God, kan vry wees in hom. Hy sê dan hierdie woorde, all power is given unto me in the heavens and the earth, and under the earth. Alle mag was aan hom gegee, om hierdie dinge te kan doen, sodat jy vermoede kan vry wees. Jy moet bekering deurgaan hierso in hierdie kerk. In die bruid van Christus moet jy bekering deurgaan. Jy moet 'n verklaring maak so jy kan gedoop word. Jy moet strewe om gevul te wees met die Heilige Gees in die kerk van Christus Jesus die bruid. Moet. Matteus 25 sê van die 10 maagde. Daai manne van hulle die olie gehad nie, die ander het olie gehad. Jy moet dit kan doen. Wat sê die Here van ek gaan weg van my, ek ken julle nie. Gaan, I don't know you. Who are you? Who are you? Wie is jy? Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem en ken hulle, ek ken hulle en hulle volg my. You see, to follow Jesus Christ. To follow Jesus Christ takes commitment.
do the word takes correction. Verandering. Die woord begin doen. Die woord begin leef. Die woord begin aanvat in jou lewe. Want jy begin saai jy volgens die woord se standaarde, nie joune nie. Wanneer jy begin vir mense bid jy volgens die woord. Wanneer jy hanteer, jou lewe hanteer jy dit in lyn met die woord van God. Moenie skare dinge doen en sê jy is 'n kind van die Here. Jy sien, dis die ding van hierdie bruid van Christus. Jy word nie uitgekies deur wat jy gee. Jy word uitgekies in wie jy glo. Sy naam is Jesus. So as Jesus Christus glo jy, dan moet jy doen wat hy sê. Hierso sê hy die woorde. Matteus 7 is 13 en 14. Gaan in deur die noupoort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat daar die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is lou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Amen. Al die ander dinge het nie eintlik 'n voet op te staan. Jy moet kan heilig maak en laaste. Jy moet jouself kan afsonder vir God, sodat hy jou kan gebruik in die bedieninge wat hy vir jou gegee het. Dit is die bruid van Christus. Al sit ons hier so in die kerk en ons is hier so 30 mense vermoorde. Laat ek dit vir jou sê. Ons 30 moet sorg dat jy een van die 30 is wat hemel toe gaan. Dis jou verantwoordelikheid, nie God se nie. Hy het die pad vir jou gemaak. Hy het vir jou die lewe gegee. Hy het gesê, ek het my bloed vir jou gegee. Jy kan gaan lees in Hebreërs, waar hy praat van dat daar net eenmaal iemand gesterf het vir die sondes van die wêreld. Dit was hy, die hoëpriester, Christus Jesus. Jy moet hierdie dinge verstaan, sodat jy kan dit maak, want die besyn lag. En laat ek jou dit sê, ons is in hierdie tyd waar die besyn gaan blaas. Dit maak nou klaar. Dit sal klop nie. Filippense 3 vers 18 sê, maar baie van wie ek julle te dikwels gesê, het ek nou ook onderdanig sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Paulus maak 'n stelling hierso. Paulus bring ons by daai plek hierso, waar ons kinders van God, ons moet regtig oppas wat ons sê en doen. Moet regtig nie net na 'n plek toe gaan nie. En wanneer die musiek, die duiwel eer, dan sit jy tussen hulle. Wanneer jy 'n wyntjie vat of whatever, dit sal niks doen aan my. Weet jy wat, die duiwel begin met klein dinge. Nie met groot dinge. Hy begin met die klein dinge in jou lewe. En hy vat daai klein ding, en na 10 jaar is dit 'n groot ding. Dat jy vasgevang, jy's 'n alkoholist. En jou longe is klaar, wat jy so gerook het. Nou wil die Here vir jou genees, hy gaan jou nie genees nie. Hy het al die jare met jou dan gepraat. Hy het vir jou gesê, jy moet stop en jy het nie geluister na die Heilige Gees. Daai man wat in die hel was, die ryk man, sê dat vir Abraham, Abraham, stuur iemand van hierso af wat dood was na hulle toe, en hulle sal luister. Wat sê Abraham? Hulle het dan Moses en die profete. En sal nie na Moses en die profete luister nie, sal nie luister na die mens wat uit die dood het gekom. Jy, kind van God, het dit. Hierso is Moses en die profete. Hierso is Jesus verlossing en genesing hierso.
So ons, as kinders van God, moet weet, daar is rekenskap wat jy gaan gee. I'd rather be a sissy than go to heaven than be a man and go to hell. I'd rather serve Jesus Christ and go to heaven. If I have to separate people from me, I will do that because I want to serve Jesus Christ. Because die werklikheid is in Mattheus 7 vers 21, 22 en 23 sê die woorde. Hy sê in die laaste tyd sal mense na my toe kom en sê, Here, Here, het ons nie hierdie dinge in jou naam gedoen het? Het ons nie wonderwerke gedaan? Het ons nie geprofeteer nie? Dis mense wat koud geword het, wat lauw geword het. As sê vir hulle, luister hierso, wie is jy? Ek ken jou. En dis wat ek wil vir jou sê vanmôre. Maak seker dat jou lewe werklik word. Vergeet van wat ander mense vir jou sê en wat jy op jou dink. As jou lewe 'n probleem het, en dis hoekom ek like vir bekering. Ek like bekering, omdat ek die kans om te verander. Om vernuwe te word deur die Gees van God, ek soek dit. Dit wat ek soek. Die dinge wat jou hinder, sit dit neer. Daar's mense wat jou wegtrek van die waarheid, laat ek dit sê. Jy wil so gewoon in 'n groep wees en al die junk. Ja, no. If you want somebody, take Jesus. Daar's 'n ou liedjie, ek like hy liedjie. All I have is Christ. Want dis een van die ou hymns wat ons sing daai jare voor ek gebore was. All I have is Christ. All I have is Christ. All I want is Christ. Daai woorde sê, all I want is Christ. All I have is Christ. Wie wil jy hê? Amen. Ek hoop, julle dink aan wat ek gesê het vanmôre. Dis nie 'n bekering preek hierdie. Dis 'n preek om dat jy kan sien dat hierdie ding is regtig plaas is besig om plaas te vind op die aarde. En waar staan jy met God? Amen. Kom ons sê voor te bid. Here, ons sê dankie vir die woord. Ons kan verklaar, ons het U nodig, Here. Ons maak 'n verklaring dat hierdie kerk het U nodig. Elke een van ons het U nodig. Ons verklaar, Here, dat U ons sal vergewe vir die dinge wat ons doen wat verkeerd is. En lei ons Heilige Gees om van dit weg te bly. Ons bid dit in Jesus naam. Aan U kom alle ere. Aan U kom alle lof. Aan U kom alle aanbidding en prys, Here. Ons weet die bassein gaan eendag daar blaas, Here. En alles het 100 jaar, is nog een van die dae. Maar ek sê, Here, laat U wil geskied in hierdie gemeente. Vul die plek met mense wat U wil loof en prys. Die wat wil honger wees vir die woord van die bruid van Christus. Laat hulle inkom, ons bid dit in Jesus naam.